Hallo en baie welkom by sessie 1 van ons kursus oor die 7 genadegawes van Romeine 12. Nou die tema van die kursus is, daar is 7 mense in elke gemeente, of die 7 mense in elke gemeente. Nou in die begin van 2023 was ek siek gewees en ek was in die hospitaal in Nelspruit. En een oggend kom daar net so 'n helder gedagte in my binneste op en ek skryf in die notaboekie langs my bed neer, daar is 7 mense in elke gemeente. En wat gebeur het, ek het daai oggend 'n insig gekry, dat die 7 genadegawes van Romeine 12 word deur 7 mense in elke gemeente uitgeleef, maar elke lidmaat is een van daai 7 mense. Nou hierdie genadegawes is tegelykertyd soos die geskenke onder 'n kersboom, maar ook soos die vrugte van 'n appelboom. Nou die bekende prediker Derek Prince het op 'n keer gesê, die gawes van die Gees van 1 Korintiërs 12 is soos die geskenke onder 'n kersboom. Dit word uit liefde of genade ontvang en daar is nie verdienste by nie en dit kan net uitgedeel word. Maar die vrug van die Gees is soos die vrugte van 'n appelboom of die vrug van 'n appelboom wat deur 'n sorgvuldige proses gevorm word. En so vorm God sy kinders om die vrug van die Gees in hulle lewens te vertoon en ons lees daarvan in Galasiërs 5. Nou toe ek dit hoor en Derek Prince sê dit, toe maak dit vir my baie sin. Maar toe ek by die genadegawes in Romeine 12 kom, toe besef ek dat hierdie genadegawes soos die geskenke onder 'n kersboom is, ons ontvang dit uit genade sonder verdienste, maar dit is ook soos die vrug van 'n appelboom, want hierdie genadegawes werk deur ons, soos ons as mense gevorm word deur baie jare, en dat die Here ons eintlik van ons geboorte af voorberei om hierdie genadegawe wat hy vir ons gee, vir elkeen van ons gee, uit te leef. Nou ek wil lees in Romeine 12 vers 6, die eerste gedeelte van die vers, en hier staan, ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. Nou, wanneer hier staan van gawes, dan is die Griekse woord charismata, of charismata, en dit het 2 komponente. Die eerste komponent charis is genade, en die tweede komponent mata is geskenke of gawes. So hier staan, ons het genade gawes, genade presente by die Here ontvang, en ons moet hierdie vermoëns reg gebruik, want aan elke van die Romeine 12 genadegawes is van daai 7 genadegawes in Romeine 12, aan elkeen van hulle is daar opdrag gekoppel. So hierdie genadegawes in Romeine 12 en dit wat God vir elkeen van ons gee, het 'n opdrag van hoe dit uitgeleef moet word. En in die volgende weke gaan ons hierna kyk. Die belangrike vir ons om vandag te besef, is dat elkeen van ons het 'n genadegawe ontvang, soos ons nou net gelees het in Romeine 12 vers 6. En dat hierdie gawe wat ons ontvang het, hierdie genadegawe, is tegelyk 'n geskenk van God, wat sonder verdienste vir ons gegee word, maar ook iets wat in ons menswees oor jare, oor ons hele lewe gevorm word, vir ons om dit effektief uit te leef. En iets wat ek baie graag wil hê ons moet net besef, is dat aan elkeen van hierdie 7 genadegawes is daar 'n opdrag. En die Here sê in sy gemeente wil hy hê dat die genadegawes op 'n spesifieke manier beoefen moet word. Nou die genadegawes van Romeine 12 is genadegawes wat gegee is vir gelowiges om mekaar in 'n gemeente op te bou. Ons het 'n groot opdrag, ons moet uitgaan en die Here Jesus se getuies oor die hele wêreld wees. Maar voor ons kan uitgaan, moet ons eers opgebou word. En daarvoor gee die Here vir ons deur die werk van die Heilige Gees genadegawes. Want die genadegawes
is kom in ons lewens deur die werk van die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees deur ons in gemeentes werk, dan ontvang ons genadegawes om met ander uit te deel. Nou elkeen van ons ontvang een spesifieke genadegawe, want ons het nou gelees in Romeine 12 vers 6, daar's verskillende genadegawes wat deur verskillende mense moet werk. So elkeen van ons gaan een besonderse genadegawe ontvang, maar in die uitlewing van ons geloof en in ons diensbaarheid aan mekaar, gaan ons ook al 7 hierdie goed moet doen. So kom saam met my op hierdie reis, waar ons gaan ontdek wat die genadegawe is wat die Here vir my gee, en ook vir jou gee. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie, dat ons kon lees in Romeine 12 vers 6, dat U vir elkeen van ons 'n genadegawe deur die Heilige Gees gee. Here, hier staan in hierdie vers, ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. Here, lei ons en help ons in hierdie kursus, dat elkeen van ons genadegawe kan ontdek, dat ons deur die werk van die Heilige Gees ons genadegawe in die gemeente kan uitleef en ons broers en ons susters so dien. Here, dankie vir hierdie voorreg. In die naam van Jesus. Amen.